Goeiemôre Stronghold Unlimited, ja, en dis altyd vir my 'n voorreg om die Sunday Reflection met julle te deel, maar vandag is vir my 'n baie groot voorreg. Dis vandag Sondag 20 April 2025 en dis Opstandingsdag. Ja, what a amazing dag is dat Jesus vir ons kom opstaan het nadat hy Vrydag vir ons aan die kruis gesterf het vir elkeen van ons se sonde. In die natuur, en ek is hier op die breë pad en ek wil graag iets persoonliks met julle deel. Dis die pad wat ek beweeg het en geloop het vir 46 jaar en terwyl ek hierdie pad geloop het ek vir Jesus Christus ontmoet op 7 Oktober 2017 en hy het hier langs die pad vir my gewag. En hy het my toe gevra, wil ek nie hom eerder volg nie. En mense, ek kan julle nie vertel wat 'n wonderlike groot voorreg en genade was dit die dag op 2017 op 7 Oktober toe ek vir Jesus Christus aangeneem het as my verlosser en zaligmaker nie. Dis die dag wat hy al my sondes kom verlos het, wat hy my kom skoon was het, wat hy my in die hand gevat het en my gevat het in die pad. Die pad wat nie almal loop nie, maar hy het my hand gevat en vir my gesê, hy sal my nooit verlaat nie. En ek wil net graag hierdie dag net weer kom deel met julle en ek wil julle kom bemoedig en ek wil julle kom bemoedig vandag met hierdie video. As jy van enige een van jou familie weet of van jou vriende weet, wat nog nie die mees belangrikste keuse gemaak het nie. Ek loop deesdae baie mense raak, wat al oud is, wat nog nie vir Jesus aangeneem het nie, wat nog nie besef het dat dit die mees belangrikste besluit is in jou lewe nie, wat nog nie besef het dat dit alleen lewe is nie, en dat die lewe hier op aarde alleen is, maar dat daar lewe in Jesus is. En Jesus sê ook in Johannes 14 vers 6 sê hy, ek alleen is die weg, die waarheid en die lewe. Net deur my gaan jy by God kan uitkom. En mense, my gebed is vanmôre dat julle by God sal uitkom. Dat julle nie mislei sal word deur die leuns van hierdie Satan nie. Want dit is 'n korte duur. Laat Jesus in jou lewe toe. Gaan lees bietjie Psalm 27, gaan sien net hoe God vir ons plek in sy huis maak. En wat Jesus nie alles vir ons gedoen het nie. En ek wil julle kom motiveer vanmôre, vertrou op hom. Wat ek gevat het, is 'n moeilike pad. Is 'n onbekende pad. Maar is die beste pad. En ek wil julle bemoedig, as jy nog nie jou keuse gemaak het vandag nie. Of as jy weet van iemand wat nog nie gekeuse het, bid vir hom. Want mense het vir my gebid. En ek het vandag die voorreg om gered te kan wees. Ek het vandag die voorreg om verlos te kan wees. Ek het vandag die voorreg om 'n lewende verhouding met ons hemelse Vader te hê. En doen ek alles reg? Nee. Ek leer nog. Ek leer elke dag. Ek smag elke dag om te verbeter. Want Jesus het gesê ons moet heilig wees. So mense moet probeer om heilig te wees. Maar dit gaan my nie onnigter om aan te hou en vas te hou aan sy woord nie. So ek wil julle vanmôre kom regtig bemoedig. Stuur hierdie video uit. Stuur dit na iemand uit. Want as jy weet hoe sleg my lewe was en jy kan besef dat Jesus enige iemand se lewe radikaal kan verander, hom kan genees, hom kan verlos, hom kan red, vir hom 'n nuwe lewe kan gee. En julle, ons moet vergewe. Ons moenie in onvergifnis uitloop nie. Vergewe. Moenie vashou aan onvergewigheid nie. En ek wil sommer die geleentheid gebruik, as daar enige iemand is wat ek dalk nie weer raak geloop het nie, wat ek dalk skade aangedoen het, vra ek sommer vandag voor ons heilige God vergifnis. Vergewe my. Maar ek wil jou kom bemoedig. Moenie in die verlede vashou nie. Hou vas in die toekoms wat Jesus Christus is. Vergewe mense en vertrou op die Here. Mag hierdie 'n wonderlike dag wees. Mag jy besef hoe groot, hoe lank, hoe diep Jesus se liefde vir jou is. Mag jy besef dat redding alleen deur hom is. En ek wil jou vandag sê of jy jonk is, of jy middeljarig of as jy oud is. As jy nog lewe vandag, gebruik die geleentheid om by Jesus uit te kom. Vader, in die naam van Jesus, dankie Here, dankie vir genade. Dankie Jesus Christus dat jy in die kruis vir ons gesterf het, dat jy liggaam gebreek het, dat jy bloed gevloei het, maar jy bloed het gekom om sondes af te was, maar ook om ons nuwe bloed te gee, nuwe lewe te gee, 'n nuwe toekoms, Vader. En ek kom bid dit, Here, ek kom bid vir elke persoon wat hierdie boodskap sal hoor, dat hy u liefde, u grootheid, u genade, u barmhartigheid sal ervaar.
en sal besef dat U alleen die heilige almagtige God is. Ja Here, en laat niks groter as U is nie, Vader. En ek kom bid vir bekering, ek kom bid vir verlossing, ek kom bid vir redding, Here, ek kom bid vir herstel vanmôre, Here, ek kom bid vir oorwinning in die naam van Jesus. Baie dankie Vader, dankie dat ons kan kom bid in U heilige naam, Jesus Christus ons verlosser. Mag jy 'n geseënde oorwinningsdag beleef. Mag jy jou toekoms ten volle aan Jesus vertrou. Mooi dag vir julle almal en baie seën.